Eksodus, hoofstuk 8. Toe sê die Here vir Moses, jy moet na die Farao toe gaan en vir hom sê, dit is wat die Here sê, jy moet my volk vrylaat om my te dien. Indien jy weier om hulle te laat trek, sal ek oor jou hele grondgebied paddas laat opkom. Daar sal oral paddas wees. Ja, die Nyl sal vol wees van die paddas. Hulle sal ook in jou huis wees, in jou slaapkamer, in jou bed, in jou bakoonde en knieskottel, ja, selfs in die huise van jou dienaars en die res van jou volk. Hulle sal teen jou, jou dienaars en jou volk opspring. En die Here sê vir Moses, jy moet aan Aaron beveel, jy moet die kierie in jou hand uitsteek oor die waters van die hele Egipte en die paddas laat opkom uit die riviere, strome, kanale en die vleie. Aaron het toe sy hand uitgesteek oor die Egiptese waters. Toe kom daar paddas op wat die hele Egipte oordek het. Die towenaars het egter dieselfde gedoen en paddas oor Egipte laat opkom. Daarop het die Farao vir Moses en Aaron laat roep. Hy het gesê, ek sal die volk laat trek om offers aan die Here te maak, indien jy by hom pleit om die paddas weg te neem van my en my volk. Toe antwoord Moses die Farao, die eer behoort aan u. Wanneer moet ek bid dat die paddas weggeneem word van u en u mense, sodat daar nie meer paddas in die huise sal wees nie, maar slegs in die Nyl? Farao het hom geantwoord, laat dit môre gebeur. En Moses sê, dit sal dan so wees, sodat jy kan besef dat daar niks en niemand is soos die Here ons God nie. Ek sal bid, en die paddas sal verdwyn uit u huise en die huise van al u dienaars en die huise van die hele volk. Daar sal slegs paddas in die Nyl voorkom. Toe Moses en Aaron van die Farao af weggegaan het, het Moses tot die Here gebid om die paddas weg te neem van die Farao en sy mense. Die Here het Moses se gebed verhoor. Al die paddas het weggesterf van die huise, die plase en die landerye. Die dooie paddas is op hope gegooi en die hele land het vreeslik gestink. Maar die oomblik toe die krisis verby was, het die Farao weer sy hart verhard en geweier om te luister, presies soos wat die Here gesê het dit sal gebeur. Toe sê die Here vir Moses, jy moet aan Aaron beveel, neem die kierie in jou hand en slaan op die stof van die aarde, sodat dit muskiete kan word wat die hele Egipte bedek. Hulle het presies so gemaak. Toe Aaron met die kierie op die grond slaan, het al die stof van Egipte in muskiete verander, wat op die mense en die diere gaan sit het. Die towenaars het ook probeer om dit te doen, maar kon dit nie reg kry nie. Daar was oral muskiete wat op die mense en diere gesit het. Daarop sê die towenaars vir die Farao, besef u nie dat dit die vinger van God is nie? Maar die Farao se hart was hard en het geweier om na hulle te luister, presies soos die Here gesê het dit sal gebeur. En die Here het vir Moses gesê, jy moet môre vroeg uitgaan na die water en jou daar by die Farao aanmeld. Dan moet jy vir hom sê, dit is wat die Here sê, jy moet my volk vrylaat om my te dien. Indien jy dit nie doen nie, sal ek steekvliee stuur teen jou, jou dienaars en jou hele volk. Daar sal steekvliee in elke Egiptenaar se huis wees. Ja, hulle sal so baie wees, dat hulle selfs die grond waarop jy loop sal bedek. Van die Gosenstreek, waar my volk woon, sal ek 'n uitsondering maak. Daar sal geen steekvliee wees nie. Dan sal jy besef dat ek die Here is in hierdie land. Ek sal my volk uitred onder jou volk. Jy sal dit môre sien. En die Here het gedoen soos hy gespreek het. Daar het dik swerm steekvliee opgekom wat die hele Egipte verwoes het. Die steekvliee was oral in die huise van die Farao, sy dienaars en sy hele volk. Die Farao het dadelik vir Moses en Aaron laat roep. Hy sê toe, nou maar goed, julle kan vir julle God in die land gaan offer. Moses het egter geantwoord, nee, dit sal nie werk nie. Dit wat ons offer aan ons God is walglik in die oë van die Egiptenare. Hulle sal ons stenig as hulle sien hoe ons vir ons God offer. Daarom moet u ons toelaat om 3 dae ver die woestyn in te trek om daar vir ons God te offer, volgens sy bevel. En die Farao sê, solank julle nie te ver trek nie, sal ek julle toelaat om vir julle God in die woestyn te gaan offer. En julle moet vir my bid. Toe sê Moses, wanneer ek hier van u af vertrek, sal ek tot die Here bid en hom vra dat die steekvliee teen môre weg sal wees uit u huis en die huise van u dienaars en volk. Ek hoop net nie dat u ons weer gaan bedrieg nie, deur te weier om ons te laat trek om vir ons God te gaan offer nie.
Toe Moses van die Farao af weggegaan het, het hy tot die Here gebid. En die Here het Moses se gebed verhoor. Al die steekvliee het pad gegee uit die huise van die Farao, sy dienaars en sy hele volk. Nie een het oorgebly nie. Die Farao se hart het weer verhard en hy het geweier om die volk te laat trek.